Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 14de Junie, Koffiekuier 858. En alhoewel ek Dinsdag gesê dat ek dalk nie met jou gaan gesels vanoggend het ek besluit om dit tog nog te doen. En so bietjie net te deel oor die tema waarby ons dan nou eerskomende Sondag in ons reeks huisverbeteringe stil staan. Nou, om die tema half in te lei, wil ek vir julle so kortliks iets vertel van in ons huis. Dis nou ek en Jean-Marie, Alexander en Marie-Louise, waarvan Alexander eintlik nou al uit die huis uit is, Marie-Louise so halfpad uit die huis uit is, maar ons het vir baie jare as gesin pad saamgeloop en 'n mens probeer mos nou om jou kinders te begelei, partykeer kry jy dit reg, ander kere dan begelei hulle jou in 'n sekere rigting in. Maar daar's die een waarde wat vir ons altyd uitgestaan het as gesin, was dat ons 'n ruimte moet gee vir mekaar, dat ons nie oor alles altyd dieselfde hoef te dink en te voel nie. Nou, die beginsel, goeie voorneme wat 'n mens gehad het, dit byt jou natuurlik partykeer so 'n bietjie op 'n verkeerde plek, want wanneer jy dan op 'n stadium ontdek dat jou kinders nie noodwendig na die lewe kyk soos wat jy daarna kyk nie, is dit nie altyd vir mense so maklik om dit te hanteer nie. Op 'n baie praktiese vlak sommer sien ons letterlik mos partykeer goed op 'n verskillende manier. Marie-Louise het beddegoed gehad, wat ons bestel het as 'n groen, en sy praat heeltyd van haar blou beddegoed. Nou, dis nou hierdie ewige gesport in die huis, wat ons nou op mekaar het, om te sê, maar is dit nou groen of is dit nou blou? En ek dink ons is op daai punt, wat ons met mekaar ooreenkom, om te sê, ons gaan verskil daaroor. Want sy sê dis blou, sy ervaar dit, dat die kleure, dat dit blou is, en ek veral sê, nee, dis 'n groen daai. Maar dis die punt van die tema waarby ons dan nou eerskomende Sondag gaan stilstaan, vriende. Dat ons as gelowiges in hierdie geloofshuis van ons ook van mekaar mag verskil oor sekere punte. Daar's sekere goed wat ons vir mekaar kan sê, of jy nou sê dit blou en of ek sê dis groen, dit maak nie regtig saak nie. Ag, en dan kan ons, en ek gaan nou nie vooruitloop nie, dan kan ons nou praat daaroor om te sê, maar wat is daai klomp goed waaroor 'n mens van mekaar kan verskil? Wat is hy klomp goed wat regtig nie saak maak of jy nou sis of so daaroor dink nie? En ek dink daar's 'n verskriklike lang lys van goed in hierdie lewe waaroor ons vir mekaar kan sê dis reg dat ons daaroor verskil. Daar's kernsake waaroor ons met mekaar eintlik moet ooreenkom om te sê ten minste hieroor moet ons saamstem. En ons het verlede week, dan afgelope week maandag, toe ons as predikante bietjie gepraat het oor die teks en die tema, het ons met mekaar ook 'n klompie goed gedeel, en my persoonlike gevoel is nogal, vriende, dat wanneer ons praat as gelowiges, dan is die een ding waaroor ons moet saamstem, 'n basiese kernbelydenis. En daar help die 12 artikels of die algemene geloofsbelydenis vir my dan nou baie, om te sê, daai 12 stellings wat gemaak word, oor die inhoud en die wese daarvan moet ons as gelowiges kan saamstem. Byvoorbeeld, as 'n mens ons nou daar sê, dat ons bely een doop tot vergifnis van sonde, dan wil ons op 'n manier sê, ons glo, ons stem saam, dat as gelowige in Christus moet jy gedoop wees. Presies oor die hoe en die praktiese daarvan, oor of dit nou 'n kinderdoop is, of dit 'n groot doop is, daaroor dink ek is daar ruimte vir verskillende interpretasie. En hoor my, as gereformeerde predikant in die teologie van die reformatie staan ek redelik vas op die kinderdoop, en ek het baie goeie redes hoekom ek dit sal verdedig my hele lewe lang. Maar op die ou end is die doop, en presies of dit nou 'n kinderdoop of 'n volwasse doop is eintlik van hierdie randsake, nie? Van hierdie sake wat nie noodwendig die kern van ons geloof in Jesus Christus beïnvloed, tot so mate dat ons nou daaroor van mekaar moet verskil en op die ouentyd teenlopende paaie moet gaan nie. En dit bring my dan nou eintlik by wat ek vanmôre sommer vinnig met jou wil deel. Ek dink daar's 'n manier waarop ons as gelowiges van mekaar mag verskil. Ons mag verskil natuurlik, maar in watter gesindheid. Want op die ouend, vriende, as jy die Bybel oopvou en ontdek en die woord met jou begin praat, dan ontdek 'n mens ook, dan besef jy, soos Prof. Dani dit toe vir ons geleer het altyd, dat daar hoër orde en minder orde goed is, en dat as jy nou oor 'n klomp goed praat in die woord, en verskillende opinies daaroor hê, dan is daar een van die goed wat altyd uitstaan, is die gesindheid
van Jesus Christus. Die liefdesgebod wat bo dit alles eintlik uitstaan. En ek vermoed Sondag gaan Ryk van Velden, wat in die woord is hier by die kerkgebou, dat hy so 'n bietjie vanuit Romeine meer gaan deel met julle oor daardie gedagte ook. Ek wil vanmôre vir jou op 'n manier aanmoedig om te sê, kom ons kyk mooi na die manier waarop ons van mekaar verskil. Want ons verskille mag nooit geskille word wat mense uit mekaar uitdruk nie. Wat mense van mekaar wegvat. Ek onthou destyds toe ons uit Warrington uit weg is, Kakamas toe, het oom Wikus Diedriks, het hy by geleentheid gesê, dat hy my pa oor baie goed verskil het, maar hy het nooit in 'n geskil betrokke geraak nie. En ja, selfs daarvan is daar voorbeelde in die woord van die Here ook. Wanneer jy dink aan die verhaal van die tweede sendingreis van Paulus en Barnabas, en die pad wat hulle geloop het, dan lees ons, vriende, daar in Handelinge 15, vers 36, tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede, waar ons die woord van die Here verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink, dit is nie reg om die man saam te neem, wat hulle in Pamfilië verlaat het, en nie eintlik die werk saam met hulle gedoen het nie. Met ander woorde, Barnabas het sê, kom ons vat hierdie Johannes Markus saam. Paulus sê, maar met die ou het ons 'n vorige keer gedrop. Hy was nie bereid om eintlik die pad te loop nie. En daar het 'n meningsverskil staan. En dan lees ons in vers 39 hierdie woorde. Hieroor het hulle, dis nou Paulus en Barnabas, so skerp verskil, dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem, met 'n skip na Siprus toe vertrek, en Paulus het vir Silas gekies, en vertrek nadat hulle deur die gelowiges, deur die genade van die Here aan hulle opgedra is. So hier kom Paulus en Barnabas op 'n punt wat hulle so sterk van mekaar verskil, dat hulle baie skei. En ons kan nou baie met mekaar praat daaroor en sê, maar weet, ons wil graag die gesindheid van Jesus Christus sien, ons wil daar die liefde openbaar, ons wil mekaar vas, ons wil saam die pad vorentoe loop. Ek dink dis die eerste prys, as mens maar so daaroor kan praat. Maar daar's 'n stukkie van my wat tog ook wonder, vriende, of die Heilige Gees nie juist deur hierdie insident, waar Paulus en Barnabas so skerp van mekaar verskil het, dat hulle verskillende paaie geloop het nie, dat die Gees dit ook gebruik het, tot die uitbou van die evangelie en die uitbou van die koninkryk van Jesus Christus. Die gesindheid moet natuurlik altyd wees van, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor die eie ek nie, dit gaan oor wie God wil hê en waarmee God besig is. Ek hoop hierdie gedagte sit jou so 'n bietjie aan die dink, ook in voorbereiding op Sondagse eredienste, oor die manier waarop ons as gelowiges van mekaar verskil. Ag en vriende, ek gaan dit nou nie eers opnoem nie, ek dink daar is 'n legio goed waaroor ons weet in die tyd waaroor ons gelowiges van mekaar verskil, wat ons sê maar, een sê so en die ander een sê so, die een dink so en die ander een dink op daai manier. Mag die verskille nooit geskille word, wat die kerk van Jesus Christus uit mekaar het skeer nie. Dis al waaroor ons met mekaar eintlik moet saamstem. Kom ons sit so, dan bid ons ook vanmôre saam. Here, baie dankie dat ons ook op hierdie Vrydagoggend voor U kan stil raak, en dat ons kan weet dat ons as gelowiges ook mense is, manne en vroue, met unieke geaardhede en persoonlikhede, 'n manier van kyk na die lewe, en Here, dat U juist dit alles ook gebruik in U koninkryk. Dat U ons juist wil gebruik met ons eie unieke persoonlikhede, ook om koninkrykswerk te doen hier op aarde. En daarom is ons gebed eintlik dat U ook deur die Gees wat by ons is, vir ons sal begelei om altyd met 'n openheid na mekaar te kyk, na mekaar te luister, mekaar te hoor, en ook dan dalk op punte te kom om te sê, maar ons kom ooreen dat ons van mekaar verskil oor sekere goed. Maar Vader, gee dit altyd in die gesindheid van liefde sal wees. Dat dit nooit sal gaan oor die eie ek nie, maar dit sal gaan oor U koninkryk en dit wat U met ons lewens wil doen. Wil U vir ons voorberei ook vandag en môre om Sondag dan die woord te hoor en saam daaroor na te dink, en dat ons dan ook as gelowiges, as Christene in ons land en in ons kerk saam die pad vorentoe sal loop en sal sê, ons mag maar van mekaar verskil oor sekere goed. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam alleen. Amen.
Vriende, soos wat ek Dinsdag gesê het, ek is 'n bietjie met verlof. Ons is op pad, ons gaan so 'n bietjie by my ma en my sus in George kuier en moontlik besluit ek om daar iewerster nog steeds met jou Dinsdag en volgende Vrydag te gesels. Maar as ek dan nou nie 'n videoetjie oplaai op die Koffiekuier WhatsApp groep of op Facebook nie, dan weet jy, dis omdat ek met 'n beker koffie iewerster hopelik op my fiets daar in die mooi omgewing van George kan rondloop. Geniet dit totdat ons mekaar dan nou weer sien en mooi loop.